Asai, welkom. Ons kuier by Nampo, Kaap en ek het hier by live track ingeval. Ek en Ines gaan 'n bietjie gesels en dan gaan ons praat oor die vakmanskap van 'n produk. Maar ons gaan eers hierdie stalletjie vat, so kom stap saam deur, kom sien wat hulle het en as jy in die area is, kom kyk hierso. Altyd iets interessants en hulle maak natuurlik is hulle fokus kwaliteit. Ines gaan my deur my vat en dan hou vas. Corneille gaan ons hier vat oor hoe hulle produkte ontwikkel, waar dit vandaan kom. Dan gaan ons al by die Buffel en Willoughby ook bietjie stil staan saam met hom. Kom luister saam. Ines, hoe lyk dit? Hallo Tinus, hoe gaan dit? Goed en jy? Nee, goed. Ek bly die wind is bietjie stiller vandag as gister. Ja, ek is bietjie beter. Jy het ook vroeg gaan slaap, sien Ja, ek sê vir jou. Die wind maak ons slaap. Ja. Ines, sê my, julle het 'n groot deel van julle goed saamgebring, maar natuurlik ons is in hierdie deel van Berdaarsdorp, die deel van die wêreld waar ons skaap ken. Ja. So natuurlik is van julle beste skaapprodukte hierso iClamp. Dis 'n hele pakkie in een. Hierso kan jy alles doen wat jy moontlik wil doen. Baie ons ken die iClamp is 'n baie lekker werkstasie, 12 verskillende funksies en is 'n ding 'n konsep wat uit Australië uitkom. Jy weet waar hulle nie arbeid het nie of arbeid baie duur is en die iClamp laat jou toe om 'n groot gedeelte van jou arbeid uit te skakel en as 'n eenman werkstasie, weet van drench, dous, end, ear tagging. Jy weet jy kan letterlik alles doen. Jy kan natuurlik weeg ook. Hierdie staan nie op loadbars nie, maar jy kan met hom weeg. En ja, hy kan al jou skaapwerk vir jou baie vergemaklik. En dis 'n ding wat jy lekker kan op 'n waantjie laai en skuif en op verskillende punte werk. Verstaan, party ons se goed is redelik uitmekaar uit en dan het jy verskillende krale nodig en jy weet jy sit altyd met daai parasiet ding as jy op een plek werk, waar as jy jou iClamp kan laai saam met 'n klomp hekke en skuif, is dit nogals 'n groot voordeel, ja. Dis hy vinnig gestap by. Hier's 'n gewone krat, die jou basics. Ja. Dis vir jou wat niks fancy wil hê nie. En teen daar kom ook rondmanoeuvre ook. Jy kan hier ook seker op wielietjies ook sit as jy nou. Ja, nee, so horses for courses ding. So hier is ons lightweight skaapkrat. Hy het sy brackets vir die load bars. Hy kan 3-way draft. So is 'n baie lekker praktiese ding. Jy kan hom agter op 'n bakkie gooi. Ons het net die heavy duty en ook hierso met 'n lekker skaap laaibank. So dis nogals nice om te sien, maar jy weet, daar's iets vir almal en alles. Also dan is die bekende sprayer Sheep Spray Jet wat my lekker is, hierso is natuurlik dat jy alles die bak word ingesluit, so jy vang natuurlik alles op en hy word net weer gereuse. So jy mors nie al daai wat wegloop nie. Ons almal weet dipstof is duur, so jy kan dit lekker hergebruik. 2 inline filters, die hele ding is stainless steel met 'n motion sensor. Skaap wil nie regtig mos deur 'n gordyn water hardloop nie. So as die skaapie verbykom, tel die sensor hom op, 21 nozzles wat hom mooi afspuit. Ons start 'n bietjie te sien. Alright, kom ons gooi hom. Hierdie oomblik sien nog dit werk. Daar's hy. Jy Asai. Hy werk. Asai, ek dink hy het vir 'n goeie idee. Ja, hy het 'n goeie idee gegee. Dis die skaapkant en natuurlik ons weer beeskant. En hier is die welbekende Buffel. Ek dink op hierdie stadium begeer elke beesboer so een, hè. Maar dit is jou all inclusive. Dis die iClamp van die vir die beeste amper nie. Ja, baie lekker die Buffel, is regtig 'n all-in-one. Hy staan nou op 'n skaal met 'n stel wireless Gallagher loadbars en die TWR5 net vir die display, maar ek bedoel ons doen al die Gallagher en die True Test skale, so ons kan jou regtig help in daai opsig. Of jy dit saam met staal wil hê of sonder staal wil hê, dis glad nie 'n probleem nie, as ook jou EID readers en jou EID tags. Maar ja, die Buffel met sy wetgates agter is regtig die Rolls-Royce van beeskratte. So ons is baie trots op hom. Kyk as jy KE en harder doen, dan kan jy amper nie sonder die goed nie. Jou verjaardag mag jy dokters afslag gee as jy so op die plaas besit. Ek dink net die kostes wat jy gaan bespaar op tyd, want ek bedoel alles is duur en ouens moet van een punt tot op 'n ander punt kom, gaan die ding betaal oor 'n paar jaar dink ek. Nee, maklik, baie maklik. Maar ons gaan nou weer 'n bietjie Corneille gaan 'n bietjie meer my vertel want daar is al baie ontwikkeling binne hierdie ouetjie gekom. Willoughby, dit is die presies baba seentjie, maar ek weet baie van die stoet ouens gebruik hom ook. En dis definitief waar die ouens kan kyk as jy veral as jy meer as 2 of 3 werkplekke het, dan is hierdie 'n lekker om mee te werk. Ons bou al hierdie kratte in 'n mobile opsie ook wat met 'n drawbar kom wat jy agter jou bakkie kan sit, dan sleep jy hom sommer van een punt na die volgende punt. En hier wys hy nou mooi as 'n werkstasie. Hy staan nie op loadbars nie. Hy's bietjie korter. Hy het nie die wetgates agter nie, maar hy sit met al jou multifunctional gates langs die kante, so hy kan mooi oral oopmaak. Soos dat die ouens weet as jy nou brandmerke doen. En hy het ook die body squeeze soos die Buffel wat outomaties lok as jy jou brandmerke wil doen en dan sit jy mos altyd met daai bees wat gaan lê in die krat
en dan kan die hele krat oopmaak om hom uit te haal. Ja, Al as hy kallertjie dalk in kruip en deurkruip en ek kan hom nie uitkry nie en sy vertrap haar eie kind. Weer eens aan die arbeidbesparingskant kan jy agter, jy kan voor staan en werk of jy kan agter staan en werk. So jy kan alleen as een man die bees laat inkom, omvang voor en dit spaar jy nou ook weer bietjie tyd en arbeid. Jy hoef nie alleen te werk nie, maar jy weet daai dag wat jy in die kraal is en daar is niemand nie, op 'n maandagooggend, jy weet dit gaan ons maar partykeer so, dan kan jy op jou eie aangaan. Okay, hierdie enetjie ek dink ek nog nooit oor gepraat nie. Ek gaan hierso. Die wetstation, ja. Yes, vat my gou 'n bietjie deur hom. Okay, so die wetstation is eintlik 'n krat wat ons gebou het. Hy's bietjie lighter duty. Hy het die nekklamp vooraan, maar hy sit ook met die wetgates agter wat die veearts kan inkom. Hy het die stopperpyp. So as jy met bulsaad tap, het jy die deurtjies hierso. Om jou bulsaad te tap en jy veearts kan agterkom om jou dragtighede te doen as jy met embryo spoel. Jy weet, ek dink die tegnologie vorder kwai en ons beweeg in 'n rigting wat jy sit met gesekste saad en met embryo spoel en om jou kudde se genetika baie vinnig vorentoe te vat, is hierdie regtig 'n koste-effektiewe en 'n baie effektiewe krat. Hy sit ook met baie spasie wat jy kan inkom om met die diere te werk vir jou veearts en hy gaan hy's lekker lig ook. Of relatief lig as ek dit so kan stel, nou nie super lig nie, maar ons bou hom met die V-clamp en met die H-clamp. So jy kan kies. Ek sien jy het na die V-clamp hier op met die ratte. Ja. So jy kan kies wat se Die stelsel jy wil hê. uitse V-clamp, hy werk ook goed, maar ons like hierdie H-clamps. Ja, ek is so ook jy kan hom op 'n galvanized opsie ook vat. So jy het daarom 'n V-clamp opsie vir die ouens by die huis wat dit nie het nie. Ons party manne wat nog hou van die tradisionele V-clamp, maar ek voel die H-clamp is 'n is 'n touchy vorentoe in die toekoms in. Ja, ons voel ook so en die ding is wat 'n groot voordeel is, ons al die komponente kan ons losbou. Ons is goed self vervaardig. Jy kan 'n nekklamp loskoop met 'n head scoop, jy kan die sliding gates loskoop en die hele ding is modular, verstaan? So jy kan vir jou 'n gang bou met 'n krat vooraan of net 'n nekklamp vooraan. Die opsies bly die boer se. Okay. Laaste ene. Hierso is die volle galvanized toegemaak. Rede vir my heeltemal toe is. Ons het sommer gou hierdie display gebou net vir die boere. Net om vir hulle te wys wat die opsies is. So hierdie is eintlik 'n los sliding gate en 'n los nekklamp, selfs as wat op die Buffalo en die Wildebeeste is. So dis die ouens wat hulle eie goeder wil bou en net so customize. Yes, maar hierdie stuk toerusting in die middel is wat ons noem 'n adjustable alley. Dis eintlik 'n ding wat regtig underrated is in my opinie. So wat baie lekker is, as jy sommer daar agter staan, Tino, sal ek jou wys. As jy nou groot koeie werk en wil jy jou gang moet wyd wees. Maar as jy wil kalvers werk en daai goed draai in die gang om, dan wil jy hom kan verstel. En dis 'n 3 meter section en jy kan die sections aanbou. Jy kan 3 meter, 6 meter, 9 meter gang bou en dan kan jy hom lekker verstel. En ja, jy sê dit help met jou vloei van diere. So dis 'n baie lekker stuk toerusting wat jy kan verstel volgens jy, want ons almal weet jy werk nooit met 'n dier wat presies dieselfde size is nie. Jy sit met 'n klein kalfie of 'n groot koei en dit gee net vir jou die moontlikheid om nie van te jou vers tot jou bulle, nie eens dieselfde size nie en almal weet daai vers wat omdraai in die gang maak vir jou mal so. Is reg. Ek sê vir baie dankie. Gooi gou die mikrofoon na vir vir die man met wat so lief is vir sy vakmanskap. Hoe gaan dit, Corneil? Ja, goed en self, Dennis. Nee, lekker. Welkom hier by Nampo Kaap. Ag, dankie man. Dit is altyd lekker hier by julle. Ek het dan vir ons 'n bietjie sonskyn saamgebring hoop ek. Ja, wind moet bietjie gaan lê. Ja. Zeg maar, jy buffalontwikkeling het baie tyd gevat en baie jare se oefening af ook baie van jou tyd geneem. Sê my, hoe het die ontwikkeling plaasgevind van die buffel? Eers die ontwikkeling het weggetrek met die samewerking van die Lawrence Agri groep. Ian Lawrence het destyds behoefte gehad met sy Ramanollas om 'n werkskrat te kry wat die aanpas by die grootte van die diere, maar ook wat aanpas by die temperament van die diere. En saam met hom het ons die buffel begin ontwikkel. Dit het so 6 maande gevat om die perfekte model te kry wat aanpas by die grootte en ook om die diere te werk. En sedertdien brei ons uit op die reeks en die verbeteringe volgens kliënte se of kliënte se ondervindings. En hier en daar as hy hiccup is, dan probeer ons altyd maar die ding beter maak en aanpas by die omstandighede. Iets 'n produk is nooit regtig heeltemal volmaak nie. Daar's altyd iets wat jy mens kan beter maak en ek glo 'n mens moet leer jou foute uit. As 'n kliënt iets optel, daar's 'n skerp punt of 'n hekkie wat se posisionering nie noodwendig reg is nie, dan verander ou as dit kan binne perke. Maar ou pas aan en maak jou produk beter met kliënteondervinding. So ons glo werk saam met jou kliënte om op 'n einde van die dag nog 'n beter produk te skep en 'n volhoubare produk aan buite te sit.
So hierdie buffel soos hy vandag hier staan in die Willoughby is ook maar wat maar sy seun is, ek so kan stel, is maar ondervinding en natuurlik neem jy goed aan ag soos jou veearts, die ou wat agter moet werk, dragtighede moet toets en al daai dinge. Ons groot ding gaan oor die veiligheid van die persoon wat die dier moet werk. Operateur. Ja, die operateur. Jy moet seker maak daai persoon is gemaklik rondom die dier. Dis veilig vir hom om die dier te werk. En enige mense met 'n bees werk sal weet dit maak nie saak hoe mak 'n dier is nie. Daar is 'n gevaarsone en as jy jouself buite daai gevaarsone kan plaas en gemaklik is, dan werk mens dit makliker met diere en die diere is rustiger. Dit is vir beide operateur en die dier het 'n veiliger omgewing om deur die proses te gaan. Die wildebees het basies ontstaan uit die behoefte van meer die voerkraal komponent wat nie noodwendig die wetguides wil bygehad het vir die veearts gedeelte nie. En is 'n produk wat baie goed doen op die oomblik veral in die voerkraal omgewing. Dis jou meer kompakte struktuur wat jou enige dier van 'n basies 'n jong tollie wat in die voerkraalstelsel inkom tot jou uitgegroeide voerkraaldiere wat reg is vir slag kan hanteer. Dit maak Alles kan werk. Ja. So hulle wil net weeg, spuit en laat gaan. Net die nodige goed doen en so maklik as moontlik om volume diere te werk. En dis maar die groot ding weer is. Ons produk is gefokus op die klein skaal maar ook die groot skaal diere dat ou kan vinnig en so maklik as moontlik met so min as moontlik ontwrigting soveel as moontlik diere prosesseer om dit effektief te maak. Corneille, altyd lekker met jou gesels, ons maak weer so. Dankie Ines. Asai Corneille en maak seker jy kan maak 'n draai as jy hier in Bredasdorp is. Natuurlik, hulle is hier langs die JCB stalletjies, so moet jy hulle moet slippie. Tot die volgende keer. Totsiens.